Goeiedag almal, dit is Theo. Jy weet, ons moet altyd onthou dat Satan is gedurig op die uitkyk om jou te beroof van iets wat baie kosbaar is in jou lewe. 1 Petrus 5 vers 8 sê dit vir ons baie duidelik. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Nou om hom te weerstaan in ons lewens beteken dat ons hom soms direk moet konfronteer. Ons moet hom in die oë kyk, ons moet oorlog voer en soms is dit ook dan ten bloede. Ons word moeg, ons word uitgeput, maar die Here laat ons nie alleen teen hierdie aanvalle nie. Hy beloof ons sy hulp en bystand indien ons in opstand wil kom teen die magte van duisternis. Romeine 16 vers 2. Die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En dan 2 Korintiërs 10 vers 4, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Maar die beste opsie is egter om nie toe te laat dat die duiwel jou gebied betree nie. Hou hom weg, hou hom daaruit. Die laaste ding wat ons saans doen is om seker te maak dat al die deure van die huis gesluit is en dat al die vensters toegemaak is. Wanneer jy by jou erf inry, maak jy seker dat die hek agter jou toemaak. En enige besoeker moet eers onder by die ingang van die erf die knoppie druk en homself identifiseer om toegang te kry. Jy maak nie sommer bloot die hek of die deur oop vir enige iemand nie. Niemand, bekend of onbekend, kan sommer net inkom nie. En ons leef so, dis wat ons gewoond is. Want hekke en deure wat gesluit bly, maak dit moeilik vir ongenooide gaste om net maar in te kom. Selfs wanneer ons met ons voertuie ry, maak ons seker dat die deure gesluit is. En jy weet, al hierdie dinge is nie bloot dwaasheid nie, dit is gesonde verstand wat voorsorg tref. Want oop deure en vensters is gevaarlik en kan jou groot skade berokken en jou lewe is soms op die spel. Nou ons almal is gewoond om hierdie voorsorg te tref in ons lewe. En ons praat nie eers van veiligheidskameras en alarmsisteme nie. En dit alles net om veilig te wees. Nou geestelik moet ons ook op dieselfde wyse onsself beveilig teen die magte van duisternis. Ons moet die duiwel nie die geleentheid bied om toegang tot ons lewens en besittings te kry nie. Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel geen plek nie. Hierdie is nie 'n versoek nie, dit is 'n opdrag direk uit die hart van die Here. Hierdie woorde gee aan die duiwel geen plek nie. Die woordjie plek is topos in Grieks en dit dui op 'n spesifieke afgemerkte area in jou lewe. Hierdie afgemerkte area kan wees jou finansies, jou werk of jou besigheid, jou gesondheid, jou studies, jou huwelik, emosies ensovoort. Dit is makliker om Satan uit te hou as om agter te kom hy sal reeds binne besig om te slag, te steel en te verwoes. En weet jy wat, indien jy iemand is wat doen wat jy wil, sê wat jy wil, impulsief optree en impulsiewe besluite neem, wat roekeloos jou lewe lei met geen riglyne of maatstawwe nie, dan is jy soos iemand wat gaan slaap met oop deure, met oop vensters en oop hekke. En as jou oë uitvee, is Satan klaar daar, onverwags, ongenooid. Hy soek gedurig, onophoudelik na oop deure in jou lewe. Hy wil niks anders met jou doen as om jou te verwoes nie. En die beste manier om hom te weerstaan is, hou die deure toe. Feit bly staan, wanneer die duiwel jou aanval, dan het jy die mag en autoriteit om hom te weerstaan deur al die wapens wat die Here aan jou gegee het en om dit suksesvol aan te wend. En as jy dit doen, dan sal hy van jou wegvlug. Maar indien jy bewustelik nalatig die deure van jou hart ooplos, dan is die moontlikheid daar dat hy suksesvol sal wees in die uitvoering van al sy planne. Daarom waarsku die Here ons in Efesiërs 4 vers 27 en hy sê, gee aan die duiwel geen plek nie. En hoor net wat sê verder in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Here,
help ons om gedurig waaksaam te wees, op ons hoede te bly, waar ons ook al beweeg, in Jesus naam, amen.